Dit is so lieflike môre. Lekker son wat so kom. En ek dink al as 'n mens so sit, soveel dankbaarheid in 'n mens se hart. Goeiemôre. Baie welkom vanmôre by hierdie uitsending. Dikwels dat dit goed so maklik klink wanneer ons van die kansel af bedien of wanneer ons met mense praat. En ons skep hierdie prentjie van wanneer hulle ons sien dat dit eintlik maar so eenvoudig is, so maklik is, maar ons vertel nooit waardeur ons werklik gekom het en die stryd wat 'n mens gevoer het en die vrae wat 'n mens gevra het en die onsekerheid waar 'n mens gewandel het en die aanslag van die lewe wat gekom het en die negatiewe goed wat daar was en die positiewe goed wat van korte duur was en ons praat nooit oor hierdie goed nie. En wanneer ons Bybelfigure vat, dan laat ons dit altyd so klink, dit was so maklik. Ek dink aan Daniel wat in die leeukuil gegooi was. Ons laat dit so maklik klink. Al wat jy doen is net, man, hulle Daniel in die leeukuil gegooi en weet jy wat? Jy voel nou jy's in die leeukuil. Dis maklik, man. Al wat jy doen is net tjoef, tjaf, tjaf. Jy maak dit so of so en boom bang, weet jy wat? Alles is opgelos. Dit is hoe ons dit laat klink. So maklik en so eenvoudig. Maar dit is nie werklik so nie. Die realiteit is, daar's 'n proses waarmee jy moet worstel, emosioneel, deur al die goed waarmee jy moet gaan. En ons vergeet baie keer dat selfs hierdie Bybelfigure, want onthou, ek skryf die Bybel verder, ons is ook Bybelfigure. En dan voel ons, maar ons kan nie opleef na die waardes van 'n man soos Dawid, of wie ook al. Ons kan nie opleef so nie. Ons skiet so ver te kort, want ons wil die heeltyd, wil ons lewens meet aan hulle. Ek wil vir jy sê, stop net daar. U is nie Dawid nie. U is nie Paulus nie. U is nie een Gideon of u is nie. U is wie God u gemaak het in die uniekheid van u as persoon. En God verwag nie dat jy dieselfde tipe lewe moet hulle leef of moet opleef na hulle waardes en normes nie. Vergeet dit. Ek sien dat Jesus dit gedoen het nie. Jesus kom en hy bring heeltemal 'n nuwe evangelie. Hier anders as waarna hulle gewoond was. En die probleem is, ons voel altyd dat wanneer ons praat oor hierdie mense, dan skep ons die indruk, dit is waarna ons moet opleef. Wanneer jy in die leeukuil is dit nie so maklik nie. En die probleem is, selfs Dawid, wat daar was, en wanneer hy hierdie woorde uitroep, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Wanneer Dawid dit doen, en hy roep uit sy hart uit, en hy roep uit benoude oomblikke, en hy roep dit uit sy omstandighede waarin hy was, en hy sê, my hulp is van die Heer. Moenie dink dit het sommer net woepwaps gebeur nie. Dit was 'n emosionele proses waardeur hy moes werk en moes deur goed gaan en daar was mense, daar was omstandighede, al die goed was daar gewees. Dit was nie so maklik nie. En ek wil u vandag bemoedig. U voel u skiet ver te kort aan Bybelfigure. Weet jy wat? Leef u eie lewe en leef op na die normes en waardes van God, soos wat u dit ervaar en beleef in die lewe. En hou op om u met ander mense te wil vergelyk. Hou op om te dink, dit is so maklik. Dit is nie so maklik nie. Ons het emosie, ons is mens, en ons gaan deur omstandighede. En weet jy wat? Dis soms wanneer ons seker net so 'n bietjie moet terugstaan in die lewe, net stil bly, niks sê nie, niks doen nie, net stil bly
En soos wat die woord van die Here sê, wees stil en weet, ek is die Here jou God. Nie gaan praat en gaan vra raad en hardloop na almal toe nie. Hy sê, wees stil, onttrek jou, wees stil, wees op die agtergrond en weet, ek is die Here jou God. Dis nie so maklik, soos wat mense sê, dit is nie. Ons laat dit maklik klink, terwyl dit nie so maklik is nie. Nou mag die Here u in hierdie dag werklik waar oorgee om te luister, 'n hart gee wat begrip het en wat verstaan, en mag ons werklik waar net ons lewe leef, sodat hy daardeur verheerlik word. Mag jy moed skep in hierdie dag, onthou dit. Hy het jy lief, nie omdat jy opleef na Bybelfigure nie, maar omdat jy is, en net jy self is. Vrede vir u. Totsiens.